Die boodskap van vanoggend is die doop van Jesus. Die doop van Jesus. Ek wil graag lees uit Matteus 3. Baie welkom. Ek het vergeet nie, gaste van Enrico, kan julle opstaan as julle nie omgee nie. Kom staan op. Kom ons gee vir hulle hande klap. Baie welkom in die kerk. Baie welkom. Baie welkom. As julle welkom is, kan julle maar sit. As julle welkom is, kan julle sit. Baie dankie. So die boodskap wat ek vanoggend met julle wil deel, is die doop van Jesus. Ek is mos altyd oop met alles, ek het mooi voorberei. Ek kan nie altyd so lekker sien met die skrywery nie, en ek het al die versies mooi neergeskryf, en vanoggend of gisteraan toe het ek besef, dat as ons wil praat oor die doop van Jesus, dan sal ons moet ook praat oor Johannes die doper, en 1 Johannes, toe Johannes vir Jesus die eerste keer sien, toe sê hy, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld kon wegneem. En Johannes sê, ek het gesien, dis die Messias, want God het my gesê, as ek iemand sien, wat soos 'n duif op hom kom sit en daar bly, dan moet ek weet dis hy. So Johannes het geweet Jesus is die Messias, presies geweet. En toe ek nou begin om te lees, toe besef ek dink vir ons om die agtergrond mooi te besef, dan moet ons eers die eerste gedeelte van Matteus 3 mooi verstaan. En daarom het die Here vir my 'n helper gegee, 'n vrou om my te help. En ek het haar gevra, Teresa, wil jy nie die eerste deelte vir ons deel nie, want dit is bietjie irriterend as 'n mens 'n bril ophaal en afhaal, sy het 'n bril, so ek het haar gevra, as dit alright is met julle, sy kan eintlik beter lees en beter preek as ek, maar ongelukkig gaan sy net lees vandag. Teresa, kom ons luister, wat sê Matteus 3 vanaf vers 1 af? In daardie dae het Johannes die doper opgetree en in die woestyn van Judea gespreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En Johannes het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan hom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die by lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek moet net hierdie psalm weer, of hierdie skrif weer lees. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie. Dankie, lees nog net die ander nog so verder, ja. Nommer 11. En doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skrop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitbluslike vuur verbrand. Amen, dankie my vrou. Sy het mooi gelees, nee. Dankie my vrou. So dit is die kern, dit is die begingedeelte van Johannes. En hy sê, en Johannes sê, en toe die skrifgeleerdes en die Fariseërs kom om ook gedoop te word, toe sê hy vir hulle, maar dra dan vrugte wat by die bekering pas. Hy sê nie, hy het hulle nie gedoop nie, hy sê, hulle moet vrugte dra wat by die bekering pas. So julle wat besluit het, julle wat doop, julle moet weet, dat julle moet vrugte dra
wat by die bekering pas. Nou hoe dra 'n mens vrugte wat by die bekering pas? Die mense kan mos sien deur jou gedrag, deur jou optrede en alles. So 2 of 3 weke terug, ek kan nie onthou nie, toe ek gepreek oor Dawid en Goliat, waar Dawid Goliat se kop afgekap het en hy het hom, julle onthou nog, ek hoop julle onthou, Dawid het sy kop so vasgehou en hy het hom oorwin in die naam van Jesus. En 'n week later, hierdie week het ek iemand ontmoet wat vir my gesê het, pastoor, nadat jy gepreek het oor hierdie Dawid se kop afkap, toe ek by die huis kom, het ek my dwelmgoed gevat en ek het dit getrap en ek gebruik nie meer dwelms nie. Hoe gaan jy regkry? Hoe gaan jy regkry om vrugte van die bekering te pas? Dit is om dit te los. Dis eenvoudig. Elkeen van julle ken mos die force of gravity, die aantrekkingskrag van die aarde. Weet julle hoe gebeur dit dat julle hierdie goed los? Die Heilige Gees oortuig ons van sonde en geregtigheid en oordeel. En weet julle hoe kry julle reg? Moet ek julle wys? Jy vat 'n ding wat jy gevat het, en as die Here sê los, en as jy hom los, dan val hy, en moet hom nie weer gaan optel nie. Amen. As jy niks wegvat van hierdie preek af vanoggend nie, dan sê ek, as die Here vir jou goed in jou lewe sê wat jy moet los, los dit. As jou hand oopmaak, kan val dit val af. Dit is nie meer deel van jou nie in die naam van Jesus. Almal wat hier staan is gesalf en hulle en die Here sê los. As die Here vir jou sê los goeders, dan los jy dit en dit kan nie weer deel van jou. Nooit weer kan dit deel van los nie. Behalwe as jy gaan buig en dit optel. Kind van die Here, moenie weer optel nie, los hy goed, trap dit in die naam van Jesus. So dit is wat Johannes gesê het. Julle moet vrug van die bekering pas. In my eie lewe, ek hou van by my kerk van my goede te praat, en dit is altyd lekker om daar te praat nie, op 'n stadium van my lewe, dit is ook honderde jare terug, baie jare terug, en as ek na my vrou kyk, dan sê ek vir elke vrou wat hier is, as jou man nie die Here dien nie, hou aan bid, die Here sal vir hom red in Jesus se naam. Al bid jy 5 jaar, as jy wil weet van iemand wat 5 jaar gebid het vir iemand om te bekeer, dan moet jy met my vrou gaan praat. En hier staan ek en ek bring die goeie nuus van Jesus. Dankie. Toe ek baie gedrink het, maar ek is nie alkoholist gewees nie. Eendag net 'n getuie wat ek wil gee, ter eer van God. Ek was ook nie 'n social drinker nie, maar 'n social drinker, ek het nie eintlik by my huis baie gedrink nie. Eendag toe ek vir my 'n drankie ingooi, toe hoor ek 'n stem, nie 'n hoorbare stem nie, in my hart sê hierdie stem, Hendrie, ek wil nie jy moet drink nie. En ek vat daai drank en die bottel, ek gooi dit uit, ek los dit, ek het nie weer gedrink nie. Wat ek wil sê, as die Here vir jou sê, los goed, los dit. En hy gaan vir jou help om nie weer te drink nie. En net die volgende dag toe kom ek by my swaar en ons het gelaik om te drink. En ek het my swaar gesê, ek het my hart vir die Here gegee en toe ek inkom in sy huis, eerste, want dit was ons gewoonte, toe gooi vir my 'n drankie, hy sê, Hendrie, drank man. Ek sê, Harold, ek is klaar met drink. Hy sê, man, ek moenie worry nie, ek sal nie vir Teresa vertel nie. Ek sê, Harold, ek het nie opgehou om vir Teresa jy moet vertel nie. Die Here het my hart gewerk, ek is klaar met dit. Kom, ek weet hierdie is vir iemand, om te sê, los dit, kind van die Here, wanneer die Here vir jou sê, jy moet dit los, dan moet jy dit los. Nou gaan ons begin preek, die doop van Jesus, Matteus 3, vers 13. Toe het Jesus van Galilea na Jordaan, na Johannes gekom, om deur hom gedoop te word. Jesus het van Galilea, die hoogtepunt, afgegaan na die Jordaan, om deur Johannes gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word en u kom na my toe. Ons het mos gesê dat Johannes is geweet hy is die Messias, maar Jesus kom na Johannes toe en hy sê dat hy moet gedoop word en Johannes staan hom teë. Sien julle die prentjie? Johannes is besig om mense te doop, hulle staan in 'n ry en in die ry staan Jesus. Hy sê, ek wil hê jy moet my doop, Johannes. Hy sê, maar ek kan nie u doop nie. Hoe kan ek u doop? U is dan die seun van God. Vers 15, maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons
om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. Jesus het vir Johannes gesê, laat dit toe. En so pas dit om alle geregtigheid te vervul. En daarna het hy hom toegelaat. Jesus het 'n boodskap van God gekry en hy was gehoorsaam en hy het hom laat doop. Maar nou wil ek ook verder vaar. En nadat Jesus, vers 16, gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemel vir hom oop. Die doop van Jesus het hierdie bonatuurlike goddelike ding. Kan julle verstaan wat het gebeur? Die hemel het oopgegaan en die gees van God het soos 'n duif neergedaal en gekom. Dit is 'n goddelike gebeurtenis. Die hemel gaan oop. Die hemel gaan oop, broers en susters, nadat Jesus opgestaan het. En die gees het soos 'n duif neergedaal en op hom gekom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. En daar kom 'n stem, die hemel gaan oop, en 'n stem uit die hemel, God praat self, en hy sê, my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Jesus, die seun van God, het 'n openbare bediening, het begin, nadat hy uit die water van Jordaan opgestaan het. Toe het Jesus 'n bediening begin, na die doop. En een van die mees heiligste momente in die Bybel, die hemel gaan oop. Die heiligste, een van die mees heiligste, die hemel gaan oop. Die Bybelse toneel was dus so. Jesus kom van Galilea af na Johannes toe. En Johannes was besig om mense tot bekering te roep. Sy boodskap, my vrou het gelees, Johannes se boodskap was, bekeer julle. Die koninkryk van God het naby gekom. En dis die boodskap van Jesus ook. En dis die boodskap van elke prediker in vandag. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle, want die koninkryk van naby het naby gekom. Ek sê dit weer. Dis wat die Here sê, bekeer jou. Wat bekeer beteken bekeer? Dis om te draai, om hierdie goeders te los. Wanneer die Here vir jou sê, jy moet dit los, dan los jy dit en dis bekeer. Dit is om te draai, om te sê, dis nie weer deel van my nie, ek is klaar met daai goeders. The sins I used to do, I do no more. Ek is klaar met dit. Hoekom val baie mense terug? Hulle verstaan nie die doop nie, hulle verstaan nie hierdie goed. Die hemel het oopgegaan. Die woord van die Here sê, wanneer een sondaar tot bekering kom, dan juig die engele in die hemel. Dit is wanneer 'n sondaar tot bekering kom. Dis al wanneer engele in die hemel juig. Dit is 'n bonatuurlike werking om tot bekering te kom. Toe staan Jesus, so staan Jesus dan, die sondelose, tussen die sondaars. En Johannes sê, ek behoort deur u gedoop te word, en u kom na my toe. Sien julle die verhaal? Sien jy? Johannes weet, Jesus is sondeloos, maar hy sê, kom, ek wil hê jy moet my doop. Maar Jesus antwoord, laat dit nou toe, want so betaam dit ons, om alle geregtigheid te vervul. En daarin gehoorsaamheid, laat Jesus hom doop. En doop is altyd in gehoorsaamheid. Wanneer die mense, ek het in die week ook al met mense gepraat en sê, pastoor, net soos bekering. Ek het al mense gesê, ek sê vir hom, my broer, my suster, jy moet Jesus aanneem. Ja, pastoor, ek gaan nog, maar ek moet eers hierdie ding doen en ek moet eers dit doen, ek moet eers hierdie sonde los, ek moet eers daardie sonde los. Vanoggend sê ek vir julle, die doop is ook 'n sakrament. Die sakrament van die doop en die sakrament van die nagmaal. By die sakrament van die nagmaal lees ons dat voor die nagmaal gebruik, dan moet jy mense vryspreek. Die Bybel sê voor jy gedoop word, moet jy bekeer. En hoe bekeer jy? Jy los jou sonde. En elkeen wat ek vir julle nou kan sê, weet jy wanneer kan jy bekeer? Weet jy wanneer is die beste tyd om te bekeer? Weet jy wanneer is die beste tyd? Is nou. Hier waar jy sit, kan jy jou bekeer, kind van die Here. En hoe bekeer jy? Jy sê, Here, help my. Ek kom na u toe, ek draai om weg van die sonde, en dan is jy bekeer. As jy dit geglo het en as jy dit lewe. Wanneer is die beste tyd om te bekeer nou? Julle weet, ek sê baie keer, ek het altyd vir my kinders so sê, dis nou die tyd. As hulle my vra vir wat, ek sê, is die tyd om te bekeer. Dis nou die tyd om jou te bekeer. Selfs by die nagmaal. Mense sê, nee, maar ek kan nie, ek is nou kwaad vir die ou. Nee, maar my broer en suster, jy sit net daar en sê, Here, ek vergewe daai man in die naam van Jesus, en dan kom gebruik die nagmaal.
Jy bekeer jou nou, hier in die teenwoordigheid van die Here. Dis God wat weet dat jy bekeer het. Maar dan moet jy ook maak soos hulle gesê het. Dan moet jy die vrugte van bekering dra. Wat is die vrugte van bekering? Die vrugte van bekering, almal weet wat is dit. Maar ons het al gepreek hier oor die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is die vrugte van bekering. Liefde, lydsaamheid. Die kinders ken dit, al daai 9 goeters. Dit is die vrug van die Gees, is die vrug van bekering. Die mense moet kan sien jy's bekeer. En baie keer, die eerste keer, baie jare terug, en dit is wat mense doen. Jy kan nie bekeer wees en 'n geheime agent wees nie. Jy kan nie vir niemand vertel nie, ek is bekeer. Maar as jy oor die Here praat, nee, ek praat nie oor godsdienst en ek praat nie oor politiek nie. 'n Bekeerde mens praat oor godsdienst. Hy vertel vir almal. Ek het vir almal vertel. En ek het hierdie storie alweer vertel en as julle dit ek het al baie Hans en Grietjie stories gehoor, dan sê ek my ma vertel my weer. So as julle wil hê ek moet julle weer vertel, dan vertel ek julle weer. Toe ek my hart vir die Here gegee, die eerste een wat ek gegaan het is na my vrou. En ek sê Teresa, vandag het ek my hart vir God gegee. Teresa het my so gekyk, sy sulke lang trane, dik trane uitgerol. Sy vandag weet ek, daar is 'n God in die hemel wat gebed kan antwoord. Jy moet, as jy bekeer is, dan moet jy vir iemand sê dat ek het my bekeer. En die mense moet dit sien en hulle moet weet, daar loop 'n bekeerde persoon. Jy kan nie jou bekeer by die huis. My vrou het ek gebruik haar goeders. Sy sê, wanneer 'n huis se deur toe gaan, weet jy nooit wat daar agter binne gaan nie. Jy kan maak of jy bekeer is, maar God weet dit, kind van die Here. So ek wil julle aanmoedig en sê, maak seker, bekeer jou vandag. Nou wil ek die eerste vraag wat ek wil vra, waarom het Jesus hom laat doop? Dis die vraag. Waarom het Jesus hom laat doop? Ons moet dit verstaan. Om hom met ons te vereenseldig. Jesus, wat nooit gesondig het nie, staan saam met die sondaars in die water. En hy skaar hom by die sondaars, by die gebroke mense, by die verlore gegaane mense, by die wat swaar kry, die wat nie werk het nie, die wat probleme het, die wat ly aan verwerping, die wat gemolesteer is, en die wat, Jesus staan by hulle, want hulle het gekom om te bekeer. Jesus staan by hulle, en hy sê, ek moet my laat doop. Hy was sonder sonde, en die wat sonde het, want wie is sonder sondes? Dis hulle wat na Johannes toe gekom het, om hulle laat doop, en Jesus staan daar, tussen hulle, en hy laat hom ook doop. Dis hoekom, dis een van die redes waarom Jesus hom laat doop. En dan sê die woord om alle geregtigheid te vervul. Jesus verklaar, Vader, ek is hier om u wil te doen. Hy begin sy publieke opdrag aan dit is sy opdrag en hy doen dit. En hy doen dit ook om homself as die Messias te openbaar. Die drie-eenheid word volledig gedemonstreer by die doop van Jesus. Die Vader praat uit die hemel uit en hy sê, dit is my geliefde seun en wie ek welbehaag. Die seun staan uit die water uit, in die Jordaanrivier, en die Heilige Gees word neergestort soos 'n duif. Die drie-eenheid word weerspieël in die doping van Jesus. Die hemel gaan oop. Dit wys ons dat God is nie ver nie, kind van die Here. Wanneer jy jou hart vir die Here gee en wanneer jy dood, gaan die hemel eintlik vir jou oop. Kan ons 'n amen sê daarop? Dan gaan die hemel vir jou oop. Die dag wanneer jy jou hart vir die Here gee, die dag wanneer jy gedoop word. Ek wil net oor myself praat, oor dopery. Ek het in 'n ander gemeenskap voorgekom en toe die Here met my hart praat en sê, jy moet jou laat doop. Toe was ek bang vir my ma, wat nie vandag meer lewe nie, want ons was in 'n ander kerk en ek praat nooit daai kerk goed nie. Die kerk het my die beste geleer van godsdiens, maar daar sekere goed wat hulle my nie geleer het en een was voor die doop. En toe ek vir my ma sê, ek moet my gaan doop, toe roep sy my, toe sê, jy weet, jy wil nou 'n wederdoper wees. Hoekom? Ek het jou dan gedoop toe jy klein was. Ek sê, ma, maar die Here het my gesê, ek moet my laat doop. Sy sê, nee. En ek hoor, sy het gesê, ek is die slegste seun. En ek het gehoorsaam gewees van die Here en ek het hom gevolg in die doopwater. Dit was ongeveer 'n lang tyd daarna. Toe roep my ma my, toe gaan ek na haar toe. Toe sê sy, ek vra jou om verskoning. Want ek sien dat jou lewe verander. Ek sien jy dra die vrugte van bekering en ek vra jou om verskoning. Die doop is 'n heilige ding en ons moet dit nie so ligtiglik opvat nie, kinders van die Here, ons moet verstaan waaroor dit gaan. En die hemel het oopgegaan en dit sê God is nie ver nie.
God is ook nie stil nie, want God praat. En God bevestig sy kinders. Dit is my seun. Dis identiteit met Jesus. Dis my geliefde. Dit is die posisie wat Jesus het. En ek en u wat kinders van God is, word ook seuns en dogter genoem. Ons identiteit met God word bevestig. En ons identiteit word gevestig wanneer Jesus sê my posisie, ons is sy geliefde. En wie hy welbehaag het, ons het waarde by God. Ons moet dit nooit vergeet nie dat ons het waarde by God. God se liefde is nie gebou op prestasies nie, maar op wie Christus is. Die Gees daal neer soos 'n duif, sag, nie aggressief nie. Die Heilige Gees lei, hy versterk, hy help ons. Dis nie 'n duif nie, maar soos 'n duif. 'n Duif word vinnig op skrik op die lyf gejaag. Ek dink ons moet altyd onthou dat die Gees is soos 'n duif en ons moet die Gees toelaat om hier te werk in ons kerk. Wanneer ons verkeerde dinge toelaat, dan gaan die Gees weg. Amen. Ons kan nie in oorwinning lewe sonder die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees maak dat ek en u in oorwinning kan lewe. Lewe sonder die Heilige Gees, ons bediening, ons roeping, ons wandel, alles hang af van die Gees se krag in die naam van Jesus. Wat beteken die doop van Jesus vir my en vir jou? Dit beteken 'n lewe van gehoorsaamheid. Ons roeping begin altyd met gehoorsaamheid. Altyd begin dit met gehoorsaamheid. Ons moet hoor wat die Here sê. Gehoorsaamheid is die punt waarop alles draai. En dit is 'n doop is ook 'n stap van gehoorsaamheid. Baie mense sê nee, ek sal eendag my laat doop, pastoor. Ek sal eendag. En baie mense sê as jy nie gedoop het nie, gaan jy hel toe. Ek dink nie daai mense is reg nie. Want, hoekom ek so sê, aan die kruis, die man wat aan die ander kant gesit het gesê, wees my sondaar genadig. Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar jou ongehoorsaamheid om jou te laat doop, veroorsaak dat daar baie geestelike gawes en dinge wat in jou lewe gebeur, wat jy misloop. So ek sê dit, moet onder gesag van die Bybel. Ek sê nie as jy dit nie doen nie, want ek het al mense gevra, eendag, ek sal dit doen. Jy loos uit, kind van die Here, om dit nie te doen nie. Dis al, maar moenie dat mense jou bang maak en sê nie, jy gaan hel toe nie. Miskien gaan jy, as jy nie hoor nie, ek weet nie, maar daai man aan die kruis het mos nie weer 'n kans gehad nie. As jy nie die kans gehad het nie, dan is dit 'n ander storie. Ek het nie afgedwaal nie. Ons doop is die teken dat ons saam met hom sterf. Die bekering beteken omdraai. Ons loop die pad om hel toe te gaan. Maar as ons bekeer, dan draai ons om en dan beteken dit ons sterf saam met Jesus. Die sonde word afgelê. Ek is klaar met die sonde. En ons is saam met hom, word ons dan begrawe. En saam met hom staan ons op tot 'n nuwe lewe. Dis 'n simbool, die doping. Saam met Jesus, ek het gesterf. Ek het saam met hom, word ek begrawe onder die water in. Saam met hom staan ek 'n nuwe lewe op. Dit beteken die doop vir my en vir jou. God se bevestiging oor ons lewens, wanneer jy Christus aanneem, God neem jou dan as sy kind aan, as sy geliefde en wie hy welbehaag het. Die doop herinner jou dat jy syne is. Die doop herinner jou dat jy syne is. En as jy kind van God is, as jy syne is, dan kan niemand jou maak dat jy verwerp voel nie. Want die Here self sal jou moeder en jou vader jou verlaat. Ek is met jou tot in die einde toe. Ek behoort aan God. En daarom word ek so geïdentifiseer deur myself. Ek is syne, ek behoort aan die Here. En ek wil ook vir julle waarskuwing gee, vir mense wat teen kinders van die Here praat. Wees maar versigtig. Wees maar versigtig hoe jy praat oor kinders van die Here, oor syne. Die Here sê ek is die appel van sy oog. En jy is die appel van sy oog. En as jy ander mense wat die Here dien opreg en wat kinders van die Here is, as jy met hulle speel, dan druk jy eintlik jou vinger in die oog van die Here. Hoor, ek praat ernstig met julle. Wees versigtig hoe jy met mense van die Here praat. Dis 'n begin van jou roeping.
Na sy dood gaan Jesus in die woestyn in. Die woord sê net na Matteus 3, hy het die gees van die Here het hom in die woestyn geroep, 'n plek van voorbereiding. Baie keer nadat jou hart vir die Here gegee het, nadat jy gedoop is, dan gebeur dit so dat jy in 'n plek van voorbereiding gaan. En voorbereiding is ook 'n plek van oorgawe. Dis 'n stryd, dis 'n toets, want dis hoekom mense jou toets. En wie toets jou? Die duiwel, ja, maar hy gebruik soms jou beste vriende. Nee, maar net een keer, doen net so. So ek wil julle sê, die doop beteken 'n oorgawe aan God. Daar's 'n stryd, dis 'n toets vir jou. En jou bediening, as jy aanhou met dit, gaan dit vrug dra. Amen. Julle weet, ek het mense geken wat hou van jok, leuns vertel. En naderhand wil mense nie meer met hulle praat nie. Ek het al gesien vriende van my, as hy begin met sy leuns, dan loop mense sommer weg en staan hy net alleen daar. Hoekom sê ek dit? Want hy dra nie die vrug nie, hy lieg, hy praat nonsens. En mense praat met my ook nonsens, baie keer los ek hulle. Ek los hulle, ek bid, ek sê, Here, help hierdie mense. Weet julle wie is die mense wat die meeste nonsens kan praat? En wie is die mense wat die meeste mense kan verlei en allerlei goeders? Is verslaafde mense. Want dit word in hulle aard. Hulle moet steel om geld te kry. En hulle jok en hulle gaan te kere. Los daai goed, kind van die Here. Ek weet daar's nie sulke mense hier nie, maar ek sê as julle sulke mense ken. En hulle weet om mense om die pinkie te draai en allerlei dinge te doen. En hulle gee nie om nie. Dis 'n plek van vrug. Wat sê die Here vandag vir jou? Hy sê, is jy gehoorsaam aan die roepstem van God? Het jy vergeet dat jy God se geliefde is? Miskien is jy iemand wat vergeet het dat hy God se geliefde is. As jy 'n kind van God is, bly jy sy geliefde. Ervaar jy dat die Here jou roeping wil hê? Herbevestig vandag. Het jy nodig dat die Heilige Gees jou nuut maak, jou nuut vul? Miskien is dit wat jy nodig het. Miskien is dit hoekom jy hiernatoe gekom het. God spreek sy woorde. Jy is my geliefde kind, in wie ek 'n welbehae het. God spreek met elkeen van ons wat hier is. Jy is my geliefde kind, in wie ek 'n welbehae het. Miskien het jy vanoggend gekom om net te kom kuier. Daar's mense wat glo dat slegte dinge met hulle gebeur. Julle weet altyd by die kerk, meeste van die tyd, dan kom mense en vertel hulle van goeie dinge. O, die Here het my 'n werk gegee. O, die Here het my dit gedoen. Dis fantasties want God doen dit. Maar mense wat dat nie so goed met hulle gaan nie, hulle bly maar doodstil. Hulle bly maar doodstil en hulle sê, Here, maar hoekom het U dit toegelaat? Mense wat al kinders aan die dood afgegee het, mense wat siek geword het, mense wat kinders van die Here is. Hoe hanteer hulle dit? Wat doen hulle? Wat doen hulle? Ek weet, hier's mense hierso wat kwaad is, hulle is kwaad vir God. Kind van die Here, dis nie God wat jou kind gevat het nie. Dis nie God wat veroorsaak het dat hierdie dinge gevaar. Dis die boosheid van die wêreld. Miskien is dit net 'n toets om te sê, wel, wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Soos Job, wat gaan jy doen? Ons bid vir ons kinders, ons vra die Here om hulle te help. Maar wanneer slegte dinge gebeur, wat doen ons? Selfs dan gaan die Here jou deurdra. Selfs dan wanneer jou huwelik in gevaar is, wat dinge sleg gebeur met jou, jy is sy geliefde kind en hy gaan jou deurdra. Kom, ek wil julle aanmoedig vandag en ek weet dis mense hierso wat kwaad is vir die Here. En al mense het al vir my gesê ek is kwaad van die Here, want hoekom het die Here dit toegelaat? Hoekom? Ek het nie 'n antwoord vir dit nie. Maar wat ek wel sê, dat die Here sê jy is sy geliefde en hy sal jou deur dit dra. Mense wat kinders aan die dood afgestaan het, weet hoe's dit. En dit is nie altyd lekker nie. Ek sê altyd vir mense, jy kan dit sommer in mense se oë sien. Ek onthou eendag, ek is nou klaar gebreed, ek onthou eendag toe ons by teologiese college was, toe een van die ouens, die professor daar gepraat, van, hy het sy kind, sy pa is dood aan 'n tumor in die brein, en sy kind is ook dood gegaan aan 'n tumor in die brein, en hulle praat daaroor, ons praat oor die Here binne in die teologiese college, en toe hulle amper almal klaar gepraat het, hulle storie vertel het, toe kyk hy na my en hy sê, jy het ook 'n storie om te vertel. Jy kan sien as mense stories om te vertel, jy sien in hulle oë. Maar kind van die Here,
ons is nog steeds sy geliefde. Deur al hierdie goed, dra die Here ons. Deur alles, ons moet alles vir die Here gee. En hy gaan vir jou dra, elke dag. As ek vir iemand sê wat sleg dinge met hom gebeur het, wat sy familie dood is, of iemand naby hom, môre gaan alles reg wees, dan lieg ek. Daar is nie 'n ding soos 'n magic wand, alles gaan reg nie. Maar God sal jou deur dit dra, in die naam van Jesus. God sal vir elkeen van julle dra, in die naam van Jesus. Waar gaan ons heen? Party mense hardloop na drank toe, en na ander dinge. As jy in 'n moeilike omstandighede is, dan moet jy vinnig na God toe hardloop. Los daai goed, laat dit val. Hardloop na die Here. So is die verlore seun. Toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en hom jammer gekry. En die vader, dis 'n storie van God. Hy het gehardloop na hom toe. As jy omdraai, gaan die Here hardloop na jou toe. Dankie. Ek dink en ek glo dat elkeen verstaan die doop van Jesus. Hoekom is hy gedoop? Geregtigheid en gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid bring geregtigheid. Klaar gepraat, kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg. Dankie dat ek weet dat U die naprediker van hierdie woord sal wees. Dankie dat die woord van waar is wat sê my woord sal nooit ledig teruggaan nie. En ek bid vir elkeen wat hier is in hierdie kerk vanoggend, Here. Ek bid dat Julle Gees sal versterk. Ek bid vir elke doopkandidaat vanoggend, Here, dat hulle sal besef dat hulle moet vrugte van die bekering pas. En as daar mense is wat hier sit, wat nog dinge het, wat hulle nog nie klaar gemaak het nie, ons het vir hulle gebid en vir hulle gesalf, laat hulle sommer nou hier klaar maak met dit. In die naam van Jesus, dankie dat U God is. Dankie dat die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En dat die duiwel die aanklaer is. Dankie dat U nie aanklaar nie, dat U oortuig. En ek bid vir elkeen wat hier sit, die wat gedoop word en die wat nie gedoop word nie, dat hulle sal los wanneer die Heilige Gees hulle oortuig. En die aanklaer, dankie Here dat ek vir die aanklaer kan sê, wanneer hy kom met ou dinge in my lewe, dat ek vir hom kan sê, wyk Satan, God het my sonde vergewe. Dankie vir elkeen van ons, dat ons ken die woord van die Here in 1 Johannes 1 vers 9. God is getrou en regverdig. As jy jou sonde bely, vergewe hy jou, hy dink nooit weer daaraan nie. Die aanklaer is die een wat die ou goeters uit die sloot uithaal. Maar Jesus se Gees oortuig ons. Amen. Amen.